Liefde vir altyd of net vir 'n oomblik. Daardie verskriklike oujaarsaand verleentheid. 'n Stout enetjie. Toe sy ma om die 3de agtereenvolgende jaar bel om hulle te nooi vir die Kersvakansie, draf Joseph uit verskonings. Dit is nie dat hy nie van sy familie hou nie, inteendeel, hy is baie lief vir hulle. Dit is net dat hulle so eng is. Hulle het nie net in die vorige millennium vasgehaak nie. Hulle is deel van die enigste mikroklein groepie Afrikaanse Amishers wat nog oor is. Of so sê hy. Ag nee, kom aan Joseph, ons sal dit oorleef, troos Sally, want hy is in 'n erger toestand as sy, toe hy die nuus breek dat hulle Kersfees en Nuwejaar op die plaas gaan wees. Kyk, Joseph en Sally is nie meer minderjarig nie. Hy het al sy 50ste verjaarsdag gevier en sy is in die nuwe jaar ook daar en albei was tevore getroud. Joseph se eerste huwelik wat 3 kinders opgelewer het, al kan hy tot vandag toe nie vir sy male verduidelik presies hoe hy en die ex aan die blootjies gekom het nie. Man, om in aparte beddens te slaap vir 2 nagte is nie die ergste nie. Maar 6 of 7 nagte voel soos 'n leeftyd as jy al meer as die helfte van jou lewe geleef het en bang is dat daar nie meer genoeg van daai oor is nie. Joseph en Sally is al vir 5 jaar by mekaar en het al vir naweke op die plaas gaan kuier. Lang naweke, al begin dit Vrydag aand en eindig Sondagmiddag. Maar dan slaap hulle in kamers so ver as wat die ooste verwyderd is van die weste, met pa en ma en waghond ou jong noises tussenin. Maar hierdie Kersfees is Joseph se oudste suster, haar wettige man en 3 volwasse dogters van Koster ook daar. En aangesien Joseph se 2 tienerseuns en dogter ook moet saamgaan, word Sally by nooit tevore getroud ouses wat beslis van Virginia af is en nie van plan is om uit te vind hoe dinge in mekaar steek nie, in die kamer ingedeel. Dit is 'n volhuis. Sally sê dit was vir haar erger om 'n dubbelbed met 'n ander vrou te deel, as om saam met Sniffles in die hondehok te moet slaap, maar vir Joseph sal sy enige iets doen. Ou Kersaand verloop sonder insidente. Kersdag eet hulle self in 'n halwe koma in, soos blykbaar die gewoonte is op die plaas. Hulle verbrand hulle velle en kalorieë langs die swembad en almal is verlig toe dit laatmiddag begin reën. Dit is op die 26ste dat Joseph die gaping sien, terwyl almal hulle daardie dag aan die oorskiet vergrype skuldig maak, vat hy Sally aan die hand en hulle glip deur die reën na die swembad se lapa toe. Maar amper haal pa die glimlagte van hulle gesigte af, toe hy hulle later by die skuifdeur inwag en brom. Moenie dat ek julle vang, dat julle skelm rook nie. So hou hulle toe maar vir die res van die week uit. Oujaarsaand sit die familie en TV kyk. Daar word nie in hierdie vrome opstal gedans nie. Dit is so ongeveer 11:30, toe Joseph sien dat almal se aandag op die kassie daar voor hulle is. Hulle wag vir 'n diens of 'n dink, seker iets wat later op YouTube gaan speel, want TV1, 2 en 3 doen nie meer daai ding nie. Joseph staan stilletjies op en trek Sally aan die hand agter hom aan, reguit na daai beproefde lang lesstoel onder die beskutte grasdaklapa langs die swembad. En dit is blykbaar net hoe hy hulle behoorlik in 'n goeie ritme opgewerk het, dat al die ligte rondom en oor hulle aangaan. Die patriarg van die familie het sy hele kudde gelei om die nuwe jaar in die lapa by die swembad in te gaan. Die sterre is hier vandaan die heel mooiste. Dit is die heel beste plek om die nuwe jaar in te gaan, want klappers en vuurwerke wat van ver af buurplase geskiet word, kan hier vandaan af gesien word. En klere om die situasie weg te steek is verspreid wonend oor die plaveisel. Hulle was almal daar, Joseph se 3 kinders in kluis,
sug Sally toe sy die storie vertel. Hulle was nie die volgende Kersfees weer plaas toe nie. Hulle was ook nie deur die jaar daar nie. Sally was glo oor see of op 'n werkskonferensie in die wildtuin saam met haar 2 kinders en sy kan nie onthou wat die res van die ligte was nie elke keer as Joseph voorgestel het dat hulle moet gaan kuier nie. Maar wanneer sy familie wou kuier, neem iets baie belangrik haar van die huis af weg. En dit is so jammer dat sy nie kan saamgaan nie, maar hierdie vreeslike onverwagse ding het nou voorgeval. Dit is toe dat Joseph besluit het om haar te vra om met hom te trou. En hierdie jaar deel hulle die honeymoon suite, wat ma spesiaal mooi gemaak het vir hulle vir oujaarsaand, vanaand. Voorspoedige nuwe jaar vir almal op ons luisterkanaal ook.